Hallo mense, ek is weer terug. Ons het nou gister gepraat so vinnig oor ehm woonwa voorbereiding en trailer voorbereiding. Vandag wil ek nou gou-gou vir julle met julle praat oor voertuigpak voorbereiding. Ons het nou al gedek wat moet jy saamvat en wat moet jy alles doen. Maar nou kom ons by die deel uit waar ek bietjie wil praat oor hoe om te pak. Nou as jy byvoorbeeld 'n bakkie ry, is dit redelik eenvoudig, is nie te moeilik nie, bakkie vol en dan gaan jy. Maar daar's 'n paar goedjies wat ek ook net wil hê julle moet na kyk. So baie min van ons gebruik baie kere ons spaarwiel. Jy gebruik hom eintlik maar half in nood. As jy hom roteer, goed vir jou want baie min mense doen dit. Ek ken baie min mense wat dit actually doen. Maar as jy dit doen, is dit 100% dan jy dalk nie hierdie probleem nie. Maar as jy nou vat, baie van die bakkies het hulle spaarwiel is gemonteer agter by die bak, onder die bakkie. Nou, die probleem is nie so seer om hom, jy weet, om daar af te kry en al daai goed nie, dit is nie regtig die probleem nie. Maar wat ek al ondervind het, is baie keer is daai spaarwiel vasgeroes, dat jy hom nie eers meer kan uitkry nie. En dan moet jy baie keer die ding afsny. So maak seker daai ding kan maklik nog verwyder word. Doen die toets. Dis mos maar redelik eenvoudig, is daarom nie breinchirurgie nie. Ja, so dit is bakkies gedek. As jy kyk na motorkarre, ongelooflik belangrik om meeste van die motorkarre se spaarwiel is agter in die kattebak en hy is onder gewoonlik 'n mat of 'n ding daar wat agter in die kattebak is. So as jy nou pak vir onttrekking byvoorbeeld, dan haal jy die wiel uit en jy haal jou jack uit en jy haal jou wheel spanner uit en al hierdie goedjies moet ergens either onder obviously nie die spaarwiel nie, maar die tire iron en die jack moet byvoorbeeld onder 'n seat ingaan of by iemand se voete staan, obviously nie die drywer se nie. Maar wat belangrik is, dan word die spaarwiel buite gehou. Daai gat waar die spaarwiel in is, word dan gevul met enige van jou prepping goed, of jy nou blikkies kos daarin sit of julle kan julle self indink wat ook al daar sal inpas. Dis wat jy dan nou insit om daartoe te maak. Dan pak jy jou kattebak wel vol en van daar af word jou spaarwiel binne in die kattebak gesit. As jy nie plek het nie, nog beter, maak sommer jou spaarwiel bo op jou dak vas. Mense, dit klink nou snaaks, maar op die einde van die dag gaan jy nie worry of jou voertuig gekrap is as jy vlug vir jou lewe nie. Maar dit is die beste advies wat ek vir jou kan gee. Maar moet hom nie daar los nie, want pak jy jou hele voertuig vol en jy kry dalk 'n papwiel, gaan jy eindig om jou hele voertuig uit te moet pak, net om by die spaarwiel uit te kom. So mense, dis 'n eenvoudige ding, maar dit kan jou lewe kos op die einde van die dag. So hou dit maar in gedagte. Dan verder met die pakkery sal ek weer eens sê, jy moet nou onthou, meeste van hierdie ouens of meeste van julle wat gaan onttrek, gaan dalk onttrek met 'n voertuig en die voertuig het dalk nou nog 'n waantjie aan of 'n woonwa wat saam met dit gepaard gaan. So nou moet jy onthou, op die einde van die dag is daai voertuig dan nou op sy trekstang baie swaarder gelaai as wat dit eintlik is. So hier kom die voorstel maar weer in. Op die ou einde, maak maar seker dat jy jou voertuig so pak, dat jy dit gebalanseerd hou, weer swaar goeders, maar weer in jou boot, maar hou in gedagte. Mense, dit help nie, jy laai jou voertuig so swaar, dat om die eerste draai wat jy kom, daar bars jou wiel, want jy het op 'n voertuig wat ek soveel uit kilos kan vat, het jy 4 miljoen duisend goed daar ingesit nie. Dit gaan net nie werk nie. 'n Goeie indikasie is, kyk maar na jou wiele. As jy sien hulle begin bietjie sak, jy weet hulle banddruk is reg, dan gaan jy baie vinnig sien hoor jy is besig om te veel goed op te laai. So ek dink dis van kardinale belang dat jy maar seker maak jy oorlaai nie jou voertuig nie. Onthou, ja, jy bring of jy onttrek met lewensmiddele,
maar dit help. Die enigste ding wat jou lewe dan nou aan die gang gaan hou, is die voertuig. Wat beteken beweging is lewe, wat op jou einde van die dag gaan bepaal, as jy jou voertuig verloor jy, of verminder jy jou oorlewingskanse met baie. So dis belangrik dat jou voertuig is nommer 1, en die ander goedjies is bysake. En dit is belangrik dat jy daai konsep verstaan. Dit help nie, jy het hom oorlaai, jy verloor jou voertuig na 10 km, en nou moet jy te voet gaan nie. Nou los jy jou lewensmiddele daar, jy het jou grypsak op jou rug, en jy neek die veld in. So nou het jy op 'n baie hoë vlak die kat gestreel. So, mense hou dit in gedagte, ek weet dit is dalk iets snaaks vir mense, hulle gaan dalk 'n bietjie van 'n eye-opener kry met hierdie boodskap, en die vorige boodskap, maar dit is belangrik dat julle hierdie aspekkies in ag neem. Die volgende boodskapie of môre waaroor ons gaan praat, gaan wees spesifiek oor die pak scenario en hoe om jou voertuie wel te pak. Julle moet 'n wonderlike dag verder hê.